Heartbeat FM en is ingeskakel op 'n spesiale uitsending vanmiddag oor Wêrelddiabetesdag saam met my in die ateljee, Dr. van Staden en Theresa, my vrou. Ek gaan nou vir Theresa oorgee want sy gaan vir dokter 'n paar vrae vra. Vrae wat pla. Vrae wat pla. Okay, ek is seker baie daar buite wil weet, wat is diabetes en hoe beïnvloed dit die liggaam? Alright, so kom ons gaan eers 'n bietjie back to basics. So diabetes, of andersins genoem diabetes mellitus, dit is 'n kroniese siekte waar die liggaam nie glikose meer goed kan reguleer nie. Nou dit is jou bloedglikose. So dit is of die pankreas produseer nie genoeg insulien nie, en dit is wat die pankreas een van sy werke, of die liggaam kan nie daardie glikose in die spiere opgebruik nie. So dit is 'n gedeelte van insulienweerstandigheid. En pasiënte presenteer dan met verskillende simptome. Hulle sal of baie dors wees, hulle sal baie urine gaan passeer, hulle is baie moeg, hulle verloor gewig, vir die wat veral tipe 1 diabetes kan baie gewig verloor oor 'n periode van tyd, en gewoonlik 'n kort periode van tyd. Tipe 2 diabetes sal nie sommer gewig verloor nie, hulle is gewoonlik meer oorgewig, maar sal ook die baie dors en baie moeg en soms baie honger wees, al het hulle geëet. Hulle voel nie heeltemal versadig nie. En ongelukkig tas dit nie net een gedeelte van die liggaam aan nie, maar baie organe, al die organe is eintlik 'n teken vir diabetes, en baie keer is dit dis 'n stil kondisie, want dit begin nie net met een groot simptoom nie. Gewoonlik as iemand moet toegelaat word in die hospitaal of 'n kind word toegelaat, jy weet, dan beteken dit is al daar vir 'n periode van tyd. En daarom is dit een van die, ons noem dit die silent killers daar buite kan, net soos wat hoë bloeddruk ook is. En daarom vir my is dit belangrik dat pasiënte met hulle bloedsuikers kan toets, en hulle moet bewus wees daarvan, hulle moet die simptome ken, want hulle weet nie dalk of hulle familielid het wat diabetes het. Ja, dis waar. En dokter het nou gepraat van tipe 1 en tipe 2 diabetes. Wat is die verskil tussen tipe 1 en tipe 2 diabetes? So tipe 1 is 'n outoimmuun siekte. So outoimmuun beteken jou liggaam val homself aan. So dis so half amper asof jou eie immuniteit se selle 'n bietjie haywire gaan. En dan ongelukkig die orgaan wat dan nou aan die kortste end trek van hierdie immuniteit of teenliggame is die pankreas. Die pankreas word dan nou vernietig, en die beta selle van die pankreas, want dit maak die insulien. En tipe 1 diabetes is insulien afhanklik altyd, van kindsbeen af, en insulien is actually hulle lewenslyn. Sonder insulien kan hulle nie funksioneer nie, en hulle moet daardie insulien wat die liggaam dan nie maak nie, eksterne van buitekant af gebruik. En dit is gewoonlik maar, ons noem dit multiple daily injections. So hulle sal hulle self voor elke maaltyd spuit, 'n langwerkend gee in die aand, of miskien 2 keer 'n dag 'n langwerkend, afhangend van hoe hulle insulien voorgeskryf word. En ja, dit kan kinders van 'n baie jong ouderdom af affekteer. En ook selfs vir ouer pasiënte kan ook tipe 1 diabetes word later. Die outoimmuunproses is maar net dan 'n bietjie vertraag. Tipe 2 is, dis 'n hele ander ballgame. So daar is gewoonlik maar sterk familiegeskiedenis ook. Tipe 1 is dit ook ene, maar meer aan die outoimmuunkant. Maar dis 'n leefstyl van ongelukkig min oefen, baie ongesond eet, oorgewig raak. Dit is ons tipiese westerse leefstyl wat ons heidaglik het. Sleg slaap, hoë kortisol vlakke, mense stres baie, en dan raak hulle emosionele eters, en dit saam met die familiegeskiedenis van diabetes, dan die een lei na die ander, lei na insulienweerstandigheid oor 'n periode van tyd, en daardie pasiënte, ja, hulle in die beginstadium sal orale medikasie gebruik, maar kan ook op insulien eventueel eindig, afhangend van die besluite wat hulle maak. Ja. En ek weet ook, tipe 1 diabetes is nie aan ouderdom verbind nie. Hulle het dit eers juvenile diabetes genoem, maar al hoe meer mense begin nou meer in 'n ouer ouderdom tipe 1 te kry. Ja, dit is definitief. So ons noem dit, nou noem ons dit latent autoimmune diabetes of adulthood. So dit is so half 'n vertraagde
outoimmuunproses wat nou in die ouer garde ook gebeur en daardie pasiënte word baie gewoonlik misgediagnoseer. So hulle word eers gelabel as tipe 2 diabetes. Ja. En hulle is eintlik tipe 1, maar daar is bloedtoetse wat ons doen, ons noem dit 'n C-peptide wat byvoorbeeld dit sal kan diagnoseer of kan baie duidelikheid gee, ook outoimmuun bloedtoetse wat ons doen om te kan weet wat is presies besig om te gebeur. Maar hulle presenteer nogals tipies. Jy weet, dit is juist die ding. Ouer pasiënte, dis nie almal wat oorgewig is wat diabetes het nie, Ja, dis jy weet. waar. En dis ook nie almal wat maar is wat nie diabetes het nie. So dit kan enige iemand in enige ouderdom affekteer. Tipe 1 veral outoimmuun en selfs tipe 2 is ook. So daarom is die bewusmaking so 'n belangrike ding dat mense moet weet. Want dit is wêreldwyd is dit een van die hoogste siekte toestande met die grootste mortaliteit. Ja. En ook dit is ongelukkig ook 'n drywer later as daar nie na gekyk word nie na ander goed soos kankers. Ja, en ek weet nou alself uit ervaring uit, toe ek 'n kind was, het ek omtrent geen tipe 1 diabetes ontmoet nie. En nou oralste ontmoet ek hulle en selfs in die kerk is hulle al hoe meer. Word diabetes meer algemeen en indien wel, hoekom? So kom ons beantwoord eers die vraag oor die tipe 2 diabetes en hoe algemeen dit is. So Suid-Afrika ongelukkig ons het nie die beste statistiek nie, maar die predicted values is omtrent dat daar meer as 4 miljoen mense leef met diabetes, maar 80% van mense weet nie eers wat is hulle bloedsuiker nie. Ja. En die groot dryf in die diabetes fraternity is dat almal moet weet wat is hulle bloedsuiker. Daardie screening moet in alle huise gedoen word op ten minste 'n jaarlikse basis. Van die kinders tot die ouers moet weet wat is hulle bloedsuiker. Soos wat iemand hulle bloeddruk kan gaan doen by 'n kliniek of by 'n apteek, so kan hulle bloedsuiker gaan toets. En dit is net 'n vingerprik. Dit vat letterlik 'n paar sekondes. Nou, die rede hoekom dit toeneem is ongelukkig die feit dat ons so gemaklik raak. Alles is maklik. Ja. Kos is maklik, dis vinnig. Ons eet heeltemal te veel koolhidrate en ons doen heeltemal te min. Ons sit, ons ry deur en wegneem ete drive-through, dat ek nou nie spesifiek op een fokus nie. Dit is nie wat ek daarmee bedoel, maar ons ry deur dit en ons gaan wag daarso, ons stap nie eers in nie. En dan ry ons weer terug en gaan sit voor televisiestel en ons eet en ons doen werke waar ons sit meeste van die tyd. Ja. So die hoeveelheid energie wat ons inneem en eet, pas nie heeltemal in met dit wat ons nodig het om te verbrand nie. En dit precipiteer daardie tipe 2 diabetes, vir alles 'n leefstylsiekte, want dit is waar dit begin. En daarom is die behandeling vir dit weer baie gefokus op leefstyl. Tipe 1 diabetes, weet jy, en dit is baie interessant, ons sien dit baie dat dit is so half dit het hierdie ritme van toename, en ek sê altyd dit voel soms of dit seisonaal is, want daar is iets wat die outoimmuunproses, daardie immuniteit wat so half uithak, trigger. So daar is 'n skakel wat dit aanskakel. So baie mense het die susceptibility vir dit. So hulle sê dit binne in hulle liggaam dat hulle het die moontlikheid dat daardie geen daar sit, maar hy kort iets wat hom moet aanskakel. En dit is gewoonlik of 'n traumatiese event, en hoeveel stres het mense nie deesdae nie. Hoeveel traumatiese events gebeur nie. En ook soms is daar 'n assosiasie met sekere produkte of goed wat gebruik mag word. Ons is nie altyd 100% seker en kan sê ja, dit is hierdie een ding of dit is daar nie, maar ons sien dat daar is veral byvoorbeeld assosiasie in kinders as die ouers skei. Byvoorbeeld, dis 'n voorbeeld. Ouers skei, daardie trauma vir die kind laat iets in die liggaam gebeur, hulle kortisol gaan op, hulle streshormone gaan op en dit is soos 'n trigger miskien. Okay. Iets else, 'n familielid wat sterf. Kom ons sê oupa of ma of pa of iemand gaan dood en dit is byvoorbeeld 'n trigger vir die kind en dit trigger die outoimmuun. So dit is nie in almal se geval nie, dis nie, ons weet dat nie almal wat iemand verloor of almal se kinders wat deur 'n egskeiding gaan kry tipe 1 diabetes nie. Nee, dit is nie so nie, maar as daar 'n vatbaarheid is, kan so 'n traumatiese event aanleiding gee daartoe. Daar is ook 'n paar ander
teorieë dat miskien sekere vaksines kon dit gedoen het, of sekere medikasie, of sekere siekbeddens en sekere virusse kan dit aanhits. Kindersiektes kan byvoorbeeld dit miskien aanhits of ook 'n trigger wees. Ja, ongelukkig het ons nie al daai antwoorde nie, maar ons weet net dat die immuniteit is die groot culprit in hierdie geval van tipe 1. Ja, ek weet in my geval het ek waterpokkies gekry. Yes, soos dis byvoorbeeld ja, waterpokkies, daai virale gedeelte in die liggaam veg die waterpokkies, maar dan ongelukkig is daar 'n immuniteitsproses dan nou wat die pankreas besluit en sê, hoorie, hierdie lyk ook nou vir ons nie meer soos wat dit moet nie en ons vernietig maar die pankreas. Ja. Dis hartseer. Watse leefstylveranderinge kan help om tipe 2 diabetes te voorkom? So ek dink die grootste ding is mense moet tot kosbekering kom. Ek stem. Jy weet, dis wat moet gebeur. Dis nou waar ek loop. Dit is waar jy nou moet luister. Ja, ek dink weet jy wat nie, ons het ongelukkig kos is een van die goed wat ek dink baie sensitiewe saak is vir baie mense. Jy weet, jy moet nie aan my Coke raak nie, of jy moet nie aan my beskuit in die oggende vat nie. Dis 'n emosionele ding, want ons is baie emosioneel wanneer dit kom by kos. Nou, die vraag wat ons onsself moet vra is dit wat ons vandag doen in hierdie huidige eeu waarin ons leef? Was dit die normaal vir ons voorouers? Nee, maar ons is tog self, ons het ons nie geneties enigstens regtig verander nie. So, jy weet, ons het nog steeds 2 oë, ons het nog steeds 'n neus, ons het nog steeds 'n mond, ons het hande en voete en ons moet loop en ons moet beweeg. Alright, so dit het nog nooit verander nie. God het dit nie besluit nou ewe skielik, hoor die eerste ry, julle ouens kan nou karre ry. So ek sal nou met laat julle lywe op 'n ander manier werk nie. Nee, hy stoor alles wat in ekses is. Dis wat hy doen, hy stoor vir maarjare. Ja. Maar nou is daar maar min maarjare. Ons sal sal weer weet Geen maarjare nie. Nou is daar geen maarjare nie. So jy weet en daar's so baie misinformasie daar baie buitekant. Jy weet baie mense wil hê ons moet net kalorieë beperk. Jy weet, maar dit werk nie vir almal nie. Want is 'n kalorie, jy weet. So leefstylverandering vir tipe 2 is een van die belangrikste goed. En mense moet dit moet geïndividualiseer word vir die pasiënt wat jy mee sit, afhangend van watter tipe diabetes en hoe ver is daardie diabetes gevorder. Want dit het 'n groot rol. Iemand wat nie gediagnoseer is, kom ons sê tipe 2, nie gediagnoseer het nog 'n baie groot kans om daai diabetes om te keer. En actually van medikasie af te kom as hulle leefstyl en hulle gesondheid regtig ernstig vat. Nou ja, almal sê hulle vat dit ernstig, nê, maar hulle is nie altyd bereid om dit prys te gee wat hulle siek gemaak het nie. Maar hulle wil nie dit altyd stop nie. Ja. En dit is waar mense besluit, maar jy kan nie albei daai wêrelde hê nie. Mens kan nie met die een voet, nê, in die duisternis staan en dan een voet in die lig nie en dan sê Heer, ek hoop ek is gesond aan die einde van die dag nie. Jy weet. Daar is 'n besluit en 'n mens moet dit kan ernstig opneem en sê, weet jy, okay, ek is bereid om hierdie ding te los want ek weet X alright, maak my siek. So kom ons sê byvoorbeeld, jy toets jou suiker voordat jy 'n stuk brood eet. Simpel ding. Brood. En jy sien jou suiker is 5, maar 2 ure nadat jy die stuk brood geëet het, is jou suiker 15. So jy moet nou vir jouself vra, is die brood nog goed vir my? Ja. Jy weet, omdat is nie brood van die lewe nie, daar's net een brood wat baie goed is, en dis die brood van die lewe, maar jy weet, dis nie noodwendig te sê dat gewone gebakte brood vir elke diabetes en vir elke individu die regte antwoord is nie. En dit is hoekom dit geïndividualiseer moet word. Ja, so kos speel 'n baie groot rol daarin. Yes, kos dit definitief. nie die enigste rol is nie. So is daar spesifieke kossoorte wat diabetes moet eet of vermy of verkies? Ja, so kom ons handel die kosgedeelte mooi af. Ek dink definitief en daar is sekere miskonsepte. Baie mense sal net sê, hoorie, eet wat jy wil en spyt net. Ja. Baie tipe 1 sit hierdie manier van 'n ding doen. Man, ek kan eet wat ek wil en ek spyt net daarvoor. Yes, jy gaan nog steeds met jou spytery komplikasies kry. Ja. Jy gaan nog steeds met jou gespytery 'n kardiovaskulêre event kry. Want die kos en veral sekere tipe kosse is hoogs inflammatories. Veral geprosesseerde kos. So die eerste ding is geprosesseerde kos en verfynde koolhidrate moet 'n mens heeltemal vermy. Alright, daar's geen rede nog as 'n diabetes om suiker in jou koffie te gooi nie. Ja. Hoekom? Ja. Weet,
Die volgende ding is, en daarom moet die dieete so, ek noem dit 'n baie lae koolhidraat dieet wees. So koolhidrate, right, dit is meel, aardappels, rys, patats, pampoen, butternut. Hierdie is alles forme van koolhidrate. Nou ja, daar's komplekses, maar daardie moet minder wees. Meeste styselvrye groentes, so wat styselvrye groentes, jou broccoli, blomkool, jou peppers, jou mushrooms, jy weet, daardie moet in die meerderheid wees saam met 'n goeie proteïen, groot proteïen porsie. Alright, dis vleis, enige vleis, dis fyn, steak, jou hoender, jou vis en 'n gesonde vet. Gesonde vet, bietjie rou olyfolie, bietjie avo, en 'n mens kan actually baie meer eet. En hierdie is waar ook een van die maar nou moet ek net, ja, porsiekontrole is belangrik, maar porsiekontrole is belangrik wanneer dit kom by, weer eens, stysel. Alright, want daai stysel is wat insulien elke keer nodig het om geprosesseer te word in die liggaam. So dit moet of gestoor word, of dit moet gebruik word as energie, en dit benodig insulien. So of die individu wat 'n tipe 1 is, moet daarvoor kan inspuit elke keer, en dan 100% reg spuit, om sy bloedsuiker te kontroleer. En vir die tipe 2 moet hy, of sy pankreas moet maar aanhou werk, en hy melk daai pankreas, totdat hy so moeg is dat hy kan nie meer nie. En so koolhidrate moet probeer vermy word. Ja. En dit het die grootste impak. Die pasiënte wat op 'n lae koolhidraat gebaseerde leefstyl is, en dit kan volhou, het die minste swaaye in hulle bloedsuiker, so die ops en die afs is minder, en hulle kan hulle self baie beter kontroleer. Ja, ek stem, ek kan veral in my eie lewe sien, ek eet glad nie stysel of enige koolhidrate nie, ek eet net groentes en slaaie, en vleis, proteïene, en ek kan definitief sien, dit is wat werk. Ek beheer my suiker baie mooi daarmee, ek het geen gevaarlike probleme met te veel insulien wat ek gespuit het, of dat ek nou in 'n baie gevaarlike hipoglemiese geval gaan inval nie. En ek stem, ons het nie koolhidrate nodig om te leef nie. Nee, jou liggaam kan dit self produseer deur die lewe. Ja. Daar is sekere goeders wat die liggaam nie kan self produseer nie. En wat hy stoor, proteïen is een ding, hy kan hom nie self vervaardig nie. Jy moet dit inneem van buitekant af. So daarom sal baie mense wat nou daar buitekant is, daar is kwashiorkor byvoorbeeld is 'n baie goeie voorbeeld. Is 'n protein energy malnutrition. Dit is 'n siektetoestand wat ons sien wat gebeur met kinders wat wanvoeding het van proteïene. So hulle kry net stysel in, en daai moet 'n mens altyd gaan kyk na wat gebeur in die teenoorgestelde kant van die spektrum. So as jy nie proteïene eet nie, wat gebeur met jou? As jy nie vet eet nie, wat gebeur met jou? En as jy te veel stysel eet, wat gebeur dan met jou? Alright. En dit is daar buitekant, en ons weet dit. Maar ongelukkig, soos ons nou gesê, die emosionele kant van dit is die rede. Mense sien suiker is maar eintlik soos 'n vorm van 'n drug, as ek dit so kan sê, vir die brein. Dis 'n verslawende ding. Jy weet, dit skei hormone binnekant jou vry, daai goeie gevoel. Daarom as iemand byvoorbeeld 'n sjokolade eet, dan hulle voel bly, hulle voel happy. Daar's 'n klein reward system aan dit verbonde. En dit is waar die issue inkom. Daarvan kan ek baie praat, maar ek gaan nie. Jy het ook baie meer energie as jy so eet, as jy nie koolhidrate eet nie. Ek vind ek het baie energie. Ja, want jy het nie die dips nie. Ja. So daai is die groot issue, daai op en af van wat jou liggaam moet heeltyd insulien gee, of jy met heeltyd insulien spuit, en jou suikerry wipplank maak jou moeg na 'n maaltyd. En daai is een van die ander simptome wat baie mense, hulle sal 'n groot maaltyd eet, en nou voel hulle baie moeg. Of hulle voel hulle moet weer iets gaan eet nadat hulle geëet het. En daai wipplank geryery is waar die probleem lê. En dit is ook maar wat skade doen vir 'n diabetes, veral as hy suiker opgaan na 15 toe, en hy oorgebruik medikasie, en hy val weer na 3 toe, en daai 3 moet jy weer uitkom, want nou is jy laag, jou bloedsuiker is laag, so nou wat gaan doen jy? Jy gaan drink 'n glas Coke of 'n glas melk, of jy eet 'n klomp sweets, en nou spike jou suiker weer op. Ja. Speel oefening 'n groot rol in die beheer van bloedsuikervlakke? Oefening is baie belangrik. Ek dink in elk geval, as jy vat, hoe meer 'n mens oefen, en veral wat ons noem sone 2 oefening. Sone 2 is teen 'n laer hartspoed, alright.
En dis maar waar mense moet begin. Mense moet nie nou net opspring en hier om die blok gaan hardloop nie en omval nie. Begin net stap. Dit leer die liggaam om meer insulinsensitief te wees. Die spiere kan daardie glikose actually gebruik en later dan leer die liggaam om vet te gebruik as 'n bron van energie. So oefening is deel van diabetes behandeling actually. Dit is 'n behandelingsmetode. Jy's baie meer insulinsensitief. Jou glikoses kan actually afkom as jy oefen en dit het ook 'n longevity in dit. So jy kan mense raak sterker. Jy weet hoe sterker jou bene is en hoe sterker 'n mens se liggaam is, hoe beter kwaliteit raak jy wanneer jy ouer is. Ja, dis waar. Oefening is vir my baie belangrik. As ek nie oefening gedoen het die dag nie, dan my bloedsuikers wys dit. Dit is vir my baie swaar dan en dan het ek meer insulien ook nodig. Yes, ja, definitief. Ja. Wat is van die daaglikse uitdagings waar meer mense met diabetes te doen kry? Sure, ek dink jy kan daai vraag seker baie beter beantwoord as ek, né? Jy kan dit baie beter beantwoord. Een van die uitdagings vir my is soms het ek geen slaap nie. Ja. Maar en hoekom nie? Hoekom kan jy nie slaap nie? Want my bloedsuikers gaan baie laag as ek slaap. Yes. Ja. So daai is die ding. Ek dink die grootste ding is die bestuur van 'n kroniese siekte waarvan jy nooit 'n vakansie kan vat nie. Ja. Nee? Dis nie so asof jy nou vir hom kan sê, weet, hoorie, eers dok, vat gou daai siekte toestand vir my net so vir 'n paar maande nie. Ek wil net 'n bietjie 'n breek hê van my insulien. Jy kan dit nie doen nie, maak nie saak. Jy weet wie nie. Jy het dit en jy moet dit elke dag bestuur en ek dink 'n mens raak soms maar 'n bietjie kry 'n bietjie diabetes burnout dalk. Ja, definitief. Nee. Wat jy dan voel, ek gaan hom nou net los. Ek kan nie nou met hom deel. Jy kan nie nou met hom deel nie. Ja. En ek dink baie keer dan wat gebeur is dat mense gooi half vir periodes van tyd dalk tou op. Hulle sê ag my suikers is in elk geval hoog, ek kan maar net sowel eet wat ek wil en dan laat dit net wees God se water oor God se akker. Dit gebeur. Ek dink dit het 'n baie groot mental lading. Ja. Jy weet op 'n mens. Dit is 'n baie groot ding en ek dink dit is daai om elke dag te kan opstaan en te kan sê, weet jy, ek gaan maar weer toets. Ek gaan maar weer spuit, ek gaan weer reg eet en dit net maaltyd vir maaltyd vat. Dit is een van die grootste uitdagings, definitief. Ja, dit is definitief. En ja, soms is jy nie lus om te eet nie en dan moet jy eet, is vir my baie swaar. En jy moet vir mense oral verduidelik hoekom jy nie die kos wil eet wat hulle vir jou gee nie. Hulle dink jy's bitter ongeskik as jy sê nee, dankie of jy wil nie koffie drink nie en dan moet jy die hele storie van vooraf verduidelik. Dit is vir my 'n groot of hy streng uitdaging. Tye op die klok. Ja. Dit soos iemand nou jou ete en sê jy kom eet by ons Vrydag aand en dan moet ek vir die persoon vooraf sê ons moet eet teen daai tyd en die tyd. Ek weet nie of jy wil verduidelik hoekom is dit so? Hoekom moet jy op sekere tye eet nie? Wel, ek het onderliggende langwerkende insulien wat konstant werk in my liggaam. Dit is nie my liggaam wat dit self beheer nie, wat ek inspuit. En my bloedsuiker gaan laag as ek nie eet op my tye wat ek gewoond is om te eet nie. Dan hou hy aan laag gaan en dit help nie. Ek eet 'n sweetie hier of 'n sweetie daar nie. Hy sal bietjie opgaan, dan gaan hy weer af. Hy wil kos hê. Ja. So dit is vir my baie moeilik om vasten te gaan. Ek sukkel daarmee en ja, dit maak dit uitdagend. Ja, en ek dink dit is hoekom die opvoeding van ons publiek baie belangrik is. Ja. Jy weet, ek dink dieselfde in skole, kerke, weet, ek bedoel mense, hoeveel gemeentelede het nie suiker nie. Ja. Jy weet. En ek dink dit is 'n sekere verantwoordelikheid. Weet, ons het 'n geestelike verantwoordelikheid, maar saam met daai geestelike verantwoordelikheid kom ook 'n fisiese verantwoordelikheid. Tuurlik. Jy weet. Daarom die Here Jesus het die voete gewas. So. Dit was 'n fisiese taak wat hy gedoen het. Jy weet, hy het nie net mooi praatjies gepraat nie. Daar was actually aksie in dit. En dit is hoekom dit belangrik is dat mense kan besef, jy weet, hierdie is wat dit behels en nie net in hulle self dan sit en sê maar okay, hoorie, ons moet hierdie persoon ook in ag neem. Hierdie is wat die kondisie behels en daardie is wat met education en dit is 'n aanhoudende proses. Ja.
Jy weet, dit is aanhoudend. Maar dit is iets wat na in my hart is en wat belangrik is en dis goed dat ons hierdie gesprekke het. Ja. Hoe kan jy iemand met diabetes ondersteun? Hoe kan familie en vriende hulle ondersteun? Sien so vir ouers dink ek is dit is die ander gedeelte van tipe 1. Ek dink vir ouers is dit een van die grootste ladings want daai ouers slaap omtrent nooit en hulle is so skok opgejaag in die begin van die diagnose van 'n kind byvoorbeeld wat gediagnoseer word as tipe 1 diabetes want hulle dink dit is die einde van hulle wêreld en weet wat gaan nou met hulle kind gebeur en is in die hospitaal, maar dis gewoonlik maar waar die kinders gaan. Ek dink vir familielede is dit om nie nommer 1 judgmental te wees nie, want ek dink baie mense vandag die Engelse term is fat shaming, wanneer dit tipe 2 is of 'n kind is oorgewig of hierdie ene is oorgewig en dit raak hierdie hele ding, ja, maar jy's net so omdat jy so eet en ek dink baie keer daar is 'n genetiese komponent wat daardie persoon nie altyd kan beheer nie. Jy weet, en ek dink nie dit is ons plek om judgmental te wees teenoor daai persoon nie. Dit is om te kan 'n stapie terugstap en sê, "Jog, jy weet, dis net genade dat ek of jy nie 'n diabetes is nie en maar hoe gaan ons ondersteun? So ek gaan nie 'n Coke voor jou drink en jou dit maak drink nie." Ja. Want daardie is een van die probleme in huise vandag. Die res van die familie is nie bereid om aan te pas nie. Ja. Almal moet aanpas. Verstaan, want dit affekteer almal. Ja. Nie net daai een kind of die pa of die ma wat 'n diabetes nie, almal moet skoon eet want die kinders, so kom ons sê een van die ouers is 'n diabetes, die kinders het 'n 50% kans om ook diabetes te kry. Dit is ongelukkig so want dit loop in die gene. So die hele huis kan maar net sowel lae koolhidrate eet en hulle kan water drink en hulle kan die suikerpot bietjie weggooi. So dit almal kan en daardie is die grootste ondersteuning vir my wat baie belangrik is. En dan ook families wat ek dink in skole, die onderwysers moet weet as daar kinders is wat diabetes is, hoe help ons hierdie kind? Weet baie keer en ek het dit al baie gekry, dan sal die kind inkom of net sê eers die dokter as ek moet vir die onderwyser sê ek moet 'n sweet eet in die klas want my suiker is laag, verstaan hulle nie hoekom nie. En hulle word ook uitgestel of hulle word jy weet, so die onderwysers moet ook educated raak dat weet jy hierdie is 'n diabetes en dit dinge kan gou-gou verkeerd gaan as hy lê en slaap op sy arms, is hy een dit nie net lê nie of daar's iets weet dalk iets fout. Sy suiker is dalk of baie hoog of laag. Ja. Ek weet Richard se ma se tipe 2 diabetes en ek het baie simpatie met haar want ek verstaan dit. En dit is net so swaar vir as wat dit vir my is. En sy is baie kere in trane en dan sê sy vir my, sy het nooit besef wat dit behels of wat ek deurgaan nie. Jy kan dit net besef as jy actually in dit is en deur dit gaan. So ja, ek dink om net soos vir iemand te sê ek weet nie waardeur jy gaan nie want ek gaan nie self deur dit nie, maar kan sien jy trek swaar daaraan. Ja, dit is daai ondersteuning. Ja, ek is hier vir jou. Want ek weet baie mense het al vir my gesê, at least het jy nie kanker nie. Sure. Mense. Oi. Ja, men weet hulle dat daai is eintlik baie erg, jy weet. Ek dink nie mense, dit is juist waar die ding mense besef nie altyd nie. Ja. Jy weet, stap in iemand se skoene vir 'n paar uur dan sê jy gou agterkom dat jy kom gou agter, ja. Dr. Jacques, wat 'n raad sal jy gee aan iemand wat pas gediagnoseer is? Weet jy, as iemand pas gediagnoseer word, sal ek sê moenie nou despondent raak nie, moenie nou hoop verloor of dink dat dit is 'n doodsvonnis nie. Diabetes is nie 'n doodsvonnis nie. Miskien was diabetes 100 jaar terug voor insulien vir tipe 1 was dit 'n doodsvonnis, want mense het gesukkel en hulle het nie baie lank geleef nie, maar vandag is dit 'n kondisie wat baie goed beheer is. Jy is 'n goeie voorbeeld daarvan. Ja. So weet ja, dit is 'n skok en wanneer 'n mens oor daardie initiële skok kom van ek is 'n diabetes, dan kom daar 'n proses van aanvaarding. Maar dit is dan om te kan sê, okay, hierdie is wat die hand is wat ek gekry het en hoe hanteer ek dit verder? Dieselfde vir die ouers. Daar is niks wat 'n diabetes nie kan doen nie.
Verstaan? Hulle kan enige werk doen, hulle kan enigiets gaan doen, Dis waar. solank as wat hulle net na hulle bloedsuikers kyk en dit goed bestuur. Maar daar's geen sport wat hulle nie kan doen nie. Vir al die kinders, jy weet, so ja, moenie dit nie mismoedig raak nie en kry hulp, vra vir hulp. Ja, dit is belangrik om vir hulp te vra en om uit te reik na ander diabetes. Baie belangrik. Dit laat jou nie so alleen voel nie. Yes. Ja. Want daar is baie wat die kondisie het en daar's baie wat dit al vir jare bestuur en goed bestuur. Jy weet maar dit is soos gaan kry goeie advies van mense wat weet wat om dit te doen. Ja, Ek dink goeie advies. Goeie advies, jy weet. Ek dink nou nie jy moet vir iemand gaan vra wat jy weet al sleg gekontroleer is Ja. en Dalk blind is jy. ja, definitief nie. Jy kan dalk leer by hulle wat om nie te doen nie. Dis waar. Ek word altyd vertel van iemand se tannie of oom wat se bene afgesit is. Ja, 'n Onderwerp wat ek graag wil aanraak is DKA, diabetiese ketone asidose. Ek was nooit vertel daarvan nie. Ek het nie eens geweet dit bestaan nie, veral vir nuwe diabetes wat nou gediagnoseer is. Wat is DKA? So DKA, die afkorting diabetic ketoacidosis, is basies 'n toestand van suiker waar jou suiker vir 'n lang periode baie hoog is. Alright, so bo 11. Die pasiënt, as hulle bo daardie threshold gaan van 11, dan begin hulle net meer en meer glikose uiturineer. En nou sit jy met 'n probleem. Jy eet, maar die glikose kan nie binne die spier en binne die selle ingaan nie. Jy urineer dit die hele tyd uit. Saam met daai suiker wat jy uiturineer, gaan water en natrium. Alright, so dis jou sout. So nou begin jy net al hoe meer urineer en meer sout verloor. So wat gebeur? Jy raak gedehidreer. Die issue nou is al eet jy kos, dit het die insulien nodig. Nou wat gebruik die liggaam dan as 'n bron van energie? En hy begin ongelukkig vrye vetsure afbreek en dan begin 'n ketone opbou. Nou daai hele proses maak die bloed suur. Dis waar die asidose gedeelte vandaan kom. Ja. So letterlik 'n mens se pH van jou bloed met 'n sekere pH wees, dit moet neutraal wees sodat ons kan funksioneer. En as daardie pH begin asidoties raak en val, dan is ons in 'n probleemarea. So nou, dis so half die lyf eet homself amper op as ek dit so kan sê en daardie persoon moet van daardie asidose ontslaa raak en hulle kan selfs in 'n koma ingaan. So dit is waar ons dan vir pasiënte probeer leer en sê luister, as jy ketone het in jou urine en jy weet dit is nie dat jy as jy siek is, miskien kan dit gebeur, maar kom ons sê byvoorbeeld, want gewoonlik is die grootste rede is iemand het hulle inspuitings gemis of hulle het nie gespuit nie, vir 'n periode van tyd lank nie. Alright. So hulle het nie hulle insulien gebruik in hulle medikasie en nou is daar ketone en as hulle begin braak, dan is dit 'n mediese noodgeval en hulle moet maar ongelukkig hospitaal toe gaan, dan moet 'n drip opgesit word en dit moet omgekeer want as jy by die braakproses is dit 'n probleem. Voor dit kan 'n mens dit nog behandel. Verstaan, vloeistof inneem, insulien gee toedien en 'n mens kan daardie asidose dan omkeer, maar as jy by 'n sekere plek verby is dit baie moeilik. Dan moet dit maar hospitalisasie wees. En dis hoe meeste kinders dan opeindig. Hulle eindig gewoonlik in die noodeenheid op in asidose en dit is dan word hulle gediagnoseer met diabetes gewoonlik. Ja, ek het van DKA geleer op die harde manier. Eindelijk. Ek het opgeëindig in die hospitaal want ek het nie my inspuitings gegee soos wat ek moes nie. Dis baie jare terug, ja. Ja, en dit vat 4 ure, van nie, Ja, dis 4 ure. dit So sonder gebeur bysel Ja. en as jy nie jou kort werk en spuit nie en dit is hoekom mense nie besef actually dat tipe 1 diabetes kan nie sonder insulien gaan nie. Dit is dit is 'n lewenslyn. Ja. En daar is 'n verskil tussen ketone wat jy kry van nie koolhidrate eet nie Ja, dis en anders. ketone wat jy kry van 'n lack of insulin. Insulien, ja. So weet baie van ons actually kry 'n bietjie ketone. Ek noem dit so die ketone breath. Jy weet dan jy kan dit in soms in iemand wat honger is, 'n asemryk, so 'n bietjie van 'n soetreuk. Nou die kinders kry dit ook as hulle in baie erge DKA is, maar daardie ketone is actually nie 'n probleem nie. Verstaan? Ja, nee. Dit is veilig. Dit is nie 'n issue nie. En dit is hanteerbaar.
die liggaam gaan nooit dan in 'n periode van skok nie. Daardie honger, ons noem dit hongerketone. En dit is actually heeltemal normaal. Maar dit is wanneer jy insulien ongelukkig weerhou word, of dit nou miskien is die insulien net af soms of opsetlik, maar of jy is siek. Of jy is siek. Ja. Ja, siek daar het 'n groot rol, want dan is die bloedsuikers baie hoër en vir al die kinders kan baie makliker in DK aangaan. Ja. Mense sê altyd vir my, maar jy wil ketone hê, jy verloor gewig dan. Ja. Maar nie daai ketone nie. Nee, en ook nie op daai manier nie, nie op daai manier. Dankie. Is daar enige nuwe behandelings of tegnologieë wat dit makliker maak op diabetes te bestuur? Ja, definitief. Veral nou het ons continuous blood glucose monitoring, CGMS. Dit is seker een van die ek weet dit is nie vir almal beskikbaar nie, in die staatssektor het hulle dit nog nie, maar dit is 'n klein sensor wat jy op jou arm kan inskiet. Dit gaan met Bluetooth na jou foon toe en dit kan jou bloedsuiker die hele tyd monitor. Dis 'n fantastiese tool. Jy het self ervaring met dit. En dit sê vir jou heeltyd, elke minuut sê dit vir jou wat jou bloedsuiker is, so jy kan of weet my bloedsuiker is besig om op te gaan, ek moet nou 'n plan maak, of weet jy, my bloedsuiker is besig om baie vinnig te val, ek sal moet iewers by 'n kospot uitkom want daar is dalk nou moeilik, ek het dalk te veel insulien gespuit, of ek het hard geoefen en nie genoeg geëet nie, so insulienpompe is ook in die privaat sektor, maar daar is 'n verskil tussen staat en privaat, dit is ongelukkig so. Insulienpompe dien die insulien self toe met die sensor wat dan kommunikeer met die pomp en sit aan en af en voorkom laags en ook verskriklike hoë bloedsuikers. So ja, daar baie navorsing word gedoen, baie van die sensors raak al hoe slimmer, as ek dit so kan sê, met hulle algoritmes, hulle raak baie meer akkuraat. So ja, ons het nou ongelukkig uit tyd uitgehardloop. Oh. Ek hoop nie ons het nog vrae oor nie. Ek het vrae oor. Maar ons gaan vir Dr. Jacques vra of ons dalk miskien stemnotas of iets kan doen. En dan kan ons dit mos maar periodiek net uitsaai of iets soos dit, net om inligting bietjie meer vrylik beskikbaar. Ja, definitief. Net om op 'n gereelde basis, nie net op Wêrelddiabetesdag nie, maar op 'n meer gereelde basis deel te wees van die informasieverspreiding en dan ook ons netwerk van kerke en ons pastore en ons het oor die 60 kerke waarmee ons verbind is. Ek bedoel as daar net so bietjie inligting deur die netwerk gaan, dan kan ons dalk verhoed dat mense in DKA opeindig, van die hospitaal opeindig, omdat hulle nie geweet het nie, of ongekontroleerde diabetes vir hulle self skade maak, selfs hulle lewe verloor, omdat hulle nie besef die erns en so voort. So ek dink is baie belangrik. En dit is tyd dat ons nou uit die closet uitkom met die diabetes. Ek bedoel, dit is iets wat vir jare amper half 'n stigma aangehad het, waar mense dink, jy weet, jy het te veel suiker geëet en of soos wat jy sê, nou shame hulle jou links of regs. Ja, definitief. Ek dink dit is 'n goeie idee. Definitief. So ons sal definitief voortbou op hierdie program. Ek wil net baie dankie sê vir my gaste, Dr. Jacques, Teresa, baie dankie dat julle ingekom het vir Heartbeat FM en vir Brianna ook vir die feit dat sy 'n gedeelte van 'n program vir ons afgestaan het. Dit was wonderlik geweest. Hierdie inligting sal ook beskikbaar wees op aanlyn. So as jy dit dalk gemis het of daar's dalk iemand wat jy in gedagte het wat hierna moet luister of dit kyk, die inligting nodig het, kry dit by ons aanlyn. Baie dankie. Dankie en groete sê daar selfde.